ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 360. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel, so dik swart boek, A5 boek, so by die 500 bladsye. 13 jaar aan daai boek gewerk, so aan en af. Maar op sy tyd, die boek vir die tyd waarin ons lewe. Dis nie 'n eskatologiese boek nie, dit het te doen met die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. 8 verskillende onderwerpe wat ek hanteer daar, en 'n paar ander goed ook. Dis 'n moed. Sou jy belangstel, of dalk een van die ander boeke, of 'n Bybel iets meer wil weet, is baie welkom. Of 'n vraag het, is baie welkom. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367-124, of gaan na my webtuiste, https://jaffa.co.za, soos wat die bo geskryf staan, né? As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, is so verskriklik welkom, halleluja. Dit is altyd wonderlik wanneer daar nuwe mense is, maar gaan na deel 1 toe, begin voor, u het 'n magdom inligting reeds gemis. Anders gaan jy nooit die volle waarheid weet nie. Dit is uiters noodsaaklik dat jy op die YouTube of sal inteken of subscribe, soos die Engelsman sê. Dit is gratis. En jy kry al die verskillende kennisgewing van al ons studies waarmee ons besig is. Stuur die kontak vir die vriende en kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend, maar seker iets 'n skryfblok en 'n pen by daaraan, as ook 'n 33 of 'n 53 Bybel. Kom ons bid saam. Die woord sê hoe heerlik is dit wanneer broers en susters saamlewe. Saam kan vergader om die woord, om te eet van die manna van die lewe, en te drink uit die fontein van die ewig lewe. Dankie Vader dat ons vanmôre kan hoor wat u vir ons wil sê. Dankie dat ons in en deur die Ruach HaKodesh geleer en gelei word. Openbaar u woord vanmôre aan elkeen van ons, en dat u woord in en deur ons verkondig kan word. Maak die woord vir ons oop. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa, die volk van Jaffa, ekskuus tog, elke Jaffis sê, halleluja, laat dit so wees, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot seën gaan wees. Is maar die gewoonte om vir baie jare te gesê het, die volk van Jaffa sê halleluja. Nou ja, ons is die volk, maar ons is die Jaffiste, halleluja. So mooi, dis so mooi. Om te sê ons is Jaffiste, of ons is bruid van Jaffa. So mooi. Spreuke 20 vers 16. Hy sê, neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan. Jo. En neem hom as pand vir die vreemdes. Hierdie is eintlik 'n baie dieper skrif as wat dit daar geskryf staan. Ons het gesien dat koning Salomo het 1 of 2 keer al gesê, jy mag nie jou hand op papier sit om borg te teken vir iemand anders nie. Ek kan onthou, toe ek 'n klein seun was, so standaard 1, standaard 2. Daai jare
het banke eintlik 'n nuwe ding geword. Ek onthou die ou bank, SAS-bank. Kan u onthou, u ouer garde, SAS-bank. Dis voordat daar Trustbank was. SAS-bank het Trustbank geword. Nou ek kan onthou daardie jare hoe mense gaan geld leen het, want die banke het dit aangemoedig dat mense moet kom geld leen, want dis hoe die banke hulle geld maak, deur die rente. En hulle het die mense aangemoedig om geld leen by hulle. Maar ek kan onthou, ek kon altyd by my oom hulle hoor, die een het borg geteken vir daai een, en daai een het borg geteken vir daai een, en die een het 'n lening gemaak, en hulle het borg geteken vir daai een. Die vriend het vir daai een geteken, en sy het vir hom geteken, en hy het vir haar geteken. Dit was deel van die ekonomie, dat wanneer iemand wil geld leen en hy het 'n borg, of sy het 'n borg, wat nogal 'n huis het, vaste eiendom het, of 'n belegging, dan het hulle daardie lening soveel makliker gekry. Maar die bank het 'n borg gesoek. En weet jy wat? Ek wil vir julle sê, in die tyd wat ek groter geword het ek gehoor hoe families uitmekaar geskeur is, en hoe vriendskappe ten gronde gegaan het, oor daardie borgtekenery. Die mooiste stories word gemaak wanneer daar borg moet geteken word. En die terugbetaling sal so wees, en die terugbetaling sal so wees. En op die einde van die dag het vriende weggeloop, mense het weggeloop, en dan daai ou wat borg geteken het, sit hy met al hy skuld, en hy het niks daarvan gehad nie. Net omdat hy sy vriend vertrou het. Terwyl die Bybel sê, neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan. Met ander woorde, jy gaan alles verloor, tot jou broek of jou hemp. Vat sy kleed weg. Hier sê koning Salomo, vat sy kleed, vat hom weg, dat hy koud kry die winter. Want hy het vir 'n ander borg gestaan, hy het gaan teken. Dit is 'n sonde om borg te teken. Die Bybel sê so. Eintlik wat die Bybel doen, hy leer die mense om nie in skuld te lewe nie. Die woord kom en hy sê, skuld niemand anderster iets behalwe liefde nie. Ja, ek weet, ons het ook deur dit gegaan. Daar was tye in ons lewe gewees wat ons ook skuld gemaak het. En mense geld geskuld het, en hoe goed. Dis hoe dit gebeur het. As jy moet jou huur betaal en jy het nie geld gehad nie, hoe maak jy? Jy het 'n vrou en kinders. Jy kyk of jy dit kan leen iewers anders, 'n plan kan maak, met die bedoeling om dit terug te gee. Maar borgteken is soos 'n doodsengel wat jy oor jouself losmaak. Want enigiets gebeur met daai persoon wat jy voorgeteken het, en dan is jy verantwoordelik vir dit. Nou vanmôre praat die Ruach dalk met iemand hierso wat op die punt staan om hulle hande op papier te sit, waar jou huis op is en jou belegging en al die goed, jy gaan alles verloor. Jy gaan alles verloor. Want die woord sê, dit is 'n sonde, jy mag nie. Jammer, ek het nie die woord geskryf nie. Koning Salomo sê, neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan. Nie eers vir 'n familielid nie. Nie eers vir 'n familielid nie. Nou sê, koning Dawid sê, ekskuus tog, koning Salomo sê, en neem hom as pand, met ander woorde, as slaaf, vir die vreemdes, dat hy vir die vreemdes gaan werk, totdat daai geld terugbetaal is aan die instansie. Vat sy kleed en dan sit hom as 'n slaaf, dat hy gaan werk, om daai geld terug te betaal. So in die liefde van Jahshua, moenie jou hand op papier sit, vir iemand anders nie.
Hy sê so in vers 17, soet is vir 'n mens die brood van bedrog. Soet is vir die mens die brood van bedrog. Daar is mense wat net daarop uit is om ander mense te vang. En nie eers Javiste mag vir mekaar borg teken nie. Hoekom? Want dit gaan die koninkrykswerk verongeluk. Dit gaan die broederskap verongeluk. Nou sê hy, daar's mense daaruit. Vir hulle is dit 'n gewoonte om bedrog te pleeg. Hy sê, soet is vir 'n mens, 'n sekere soort mens, die brood van bedrog. So, en ek gaan dit nou in plain Afrikaans sê, daar's mense wat daarop uit is, om ander mense net vir 'n sakker te vang. Dis waar daar staan. En dan groot bedrog te pleeg. Maar daarna word sy mond vol gruisklippertjies. Met ander woorde, dit spreek van ewel. Gruisklippertjies. Waar kry jy gruisklippertjies? In 'n begrafplaas. Wat gooi hulle op 'n graf bo? Gruisklippertjies. Ons praat altyd sommer van begrafplaasklippertjies. Daai fyn grys, sulke witjies, sulke grysietjies. Kry verskillende kleure. Daarna word sy mond vol gruisklippertjies. Die ou mense kan sê, daar sit hulle met 'n mond vol tande. Nee, hy sê net 'n mond vol tande nie. Gruisklippertjies. Jy weet, partykeer wil ons nie na die Ruach HaKodesh luister nie. En dan agterna wanneer ons hande gebrand het, dan wil ons sê, maar ons het nie geweet nie. Hier's vanmôre 'n woord van waarskuwing. En dis hoekom ons nodig het om, wanneer ons in die bo-natuurlike woord funksioneer, dat ons in elke sfeer van die woord daarin sal funksioneer. Dat Jaffa deur die Ruach HaKodesh ons insig en wysheid sal gee om die regte besluite te neem. Want weet jy hoekom? Dit beïnvloed nie net die persoon wat die borg teken se lewe nie, maar sy hele familie se lewe. Almal. En daar moet ons versigtig wees. Wat ons toelaat en wat ons nie toelaat nie. En as dit gebeur dat die woord sê jy mag nie, dan is dit die maklikste antwoord. Sorry swaar, ek kan nie, want die woord sê so. As jy my wil kwaad wees daarvoor, moet jy my kwaad wees. Ek kan maar weer reg raak, reg kom daarvoor, maar dis wat die woord sê. Ons in ons eie lewens, in die jare van die besigheid, en al die goed, ons het dierlesse geleer. Ons het dierlesse geleer. Die woord sê dat daarna word sy mond soos gruisklippertjies. Hy weet nie wat sy antwoorde om vir jou te gee nie. En weet jy wat ons het nodig in die tyd waarin ons lewe? Ek dink dit kom ook met wysheid soos die tyd aangaan en ons ouer word. Dat ons die Ruach HaKodesh sal toelaat om ons te leer in dit wat ons doen, ook in ons besighede, in ons besigheidstransaksies. Ek kan onthou vroeër jare in die besigheid, was dit waar die bankbestuurder gekom het wanneer tye moeilikheid, dan sê hy, ons gaan vir julle 'n oordragfasiliteit gee, en jy gaan met jou huis koppel daaraan.
En omdat dit die besigheid is, en daar soveel ander werk is, en dit is, dan doen 'n mens dit, en dan later dan verbrand jou hande met dit. Dit het gebeur in die besigheidswêreld. Dit gebeur gereeld in die besigheidswêreld. Maar die woord sê nie meer nie. Moenie. Baie keer het ons sekere besluite gedoen en dinge gedoen uit onkunde uit. En tog sê die woord, hoe sal ons weet as iemand ons nie sê nie? En watter beter tyd as juis nou, dat die Ruach vir ons sê, moenie. Wees eerder sonder dit, as wat u gebonde gaan wees in die lewe. En daar 'n swaard teen jou nek gaan wees vir altyd. Nou vanmôre se boodskap is bietjie anderster as wat ons dit dalk verwag het of wat ook al. Maar dis hoe die woord is. En koning Salomo spreek in sy wysheid en hy sê moenie vir iemand bors staan nie. So maklik soos dit. Nou ja, die naweek is voor ons, die tyd het ons gevang. Die naweek is voor ons. Kon ons gaan op 'n positiewe noot hierdie naweek in ons en ons gaan soek waar ons iewerster die brood van die lewe met iemand kan deel. En dan as Vader wil, ons kom maandag dan by mekaar, ons eet van die manna van die lewe. Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.